Goeiemôre, dit is Sondag 1 September 2024 en ja, vir julle ouens daar buitekant, lekker lentedag vir julle en mag julle 'n geseënde September hê. Ek bring vanoggend so 'n bietjie geskiedenis en so 'n bietjie aanmoediging en so 'n bietjie uitnodiging. Die Witkruismonument net buitekant Pietersburg, tussen Pietersburg en Potgietersrus. As jy op die N1 snelweg is op pad na die noorde toe, lê aan die regterkant van die pad, daar teen die Eysterberge. Daardie monument word hierdie jaar 20 jaar oud. En daar's 'n klomp verrigtinge vir die normale kruisplanting. En dan het ons vir Liam wat stap van die Voortrekker monument af na die Witkruismonument toe en hy begin môreoggend 2 September 2024. Toe iemand eendag vir my sê dat daar mense in Pietersburg is wat nie weet van die monument nie, was ek stom geslaan gewees. En dan wonder 'n mens of almal werklik weet wat die doel van die monument is. As daar sommige van ons is wat nie eens weet van die monument nie. Nou, in kort, die monument herdenk elke jaar al die plaasmoorde in Suid-Afrika en sedert 2004 en in September, so middel September, word daar 'n metaalkruis, 'n wit metaalkruis geplant vir elke boer of elke slagoffer van 'n plaasmoord in Suid-Afrika vir die tydperk 1 Augustus van die vorige jaar tot en met 30 Julie van die huidige jaar. Die plegtigheid lok baie aandag en hier wil ek kom by die aanmoediging om deel te neem. Daar's baie trekkers en implemente wat elke jaar, hulle maak hy N1 snelweg maak hulle vol. En dan hier op die Saterdagoggend, dan kom almal daar by die Caltex staarstop, net buitekant Pietersburg bymekaar en dan beweeg ons almal daar op die N1 na die monument toe. Soos ek sê, ons maak hy N1 toe, op pad na die suide toe. Die ouens wat noorde toe gaan, ons los vir hulle daarop so een baantjie wat hulle in kan kruip soos met 'n slakkepas. En dan plant ons kruise vir die boere wat gesneuwel het in die vorige jaar. En dit is nie net meer moorde nie, daar is spesiale gevalle, mense wat ingetree het en met die intreeslag om iemand anders te help, ook om met sy eie lewe daarin te boet. En dan een van die ander spesiale kruise wat ons het hierdie jaar is natuurlik een van ons boere wat verlede jaar tydens die brande hierdie tyd van die jaar doodgebrand het op die Vrystaatse vlaktes. Die aanvanklike stigterslede van die Witkruismonument was Dr. Niels Roelofse, 'n kriminoloog verbonde aan die Universiteit van Limpopo en sy vrou Rina. En hulle het later die monument aan Lita Fourie oorhandig. Lita se ouers, oom Jonathan en Bina Cross, is op 16 April 2000 vermoorde plaasaanval by Gravelot. Sandra het 'n probleem gehad met die kruise wat sommer net so langs die pad ingeslaan was. Maar dit was ook maar om bewustheid te skep vir plaasmoorde. Later is 'n stuk grond deur die vorige eienaar van die plaas, meneer Stefan van der Walt, geskenk vir die doel. En op 16 Junie 2004 het lede van die gemeenskap die eerste kruise by die monument geplant. Na Lita se dood in 2023 het Chris Harmse alle reëlings behartig, maar hy is ongelukkig ook in 2024 oorlede. Rus in vrede. In September 2023 word daar 53 kruise geplant, wat insluit moorde na aanloop van die kruisplanting, asook herplantings op versoek van die familie. In September 2024 plant ons 34 nuwe kruise, en daarvan is daar 'n aantal spesiale kruise en dan ook herplante kruise. Dit bring die totale aantal kruise by die monument op ongeveer 3000 te staan. En dan ook 'n deel van ons geskiedenis. Verlede jaar is daar ook kruise geplant vir Nikki Janse van Rensburg huis in Oktober 2022, is hy by Rutan vermoor, en dan Joseph Pyn wat in Junie 2023 by Standerton vermoor is. Hulle was vrywilligers gewees wat in 2022 help kruise plant het by die monument. So dit wys maar net, om deel te wees van die monument is om deel te wees van 'n familie. 'n baie hegte familie wat bymekaar gesit is as gevolg van omstandighede wat buite ons beheer was, maar wat ons so emosioneel en geestelik en in terme van boerwaardes so bymekaar geplaas het. Van die Voortrekker monumente af tot by die Witkruise is 'n hele entjie. Dit is so amper 300 km wat gestap moet word en dit geskied oor 'n tydperk van 10 dae.
So ons het die roete uitgewerk om 'n sekere afstand te stap en dit het ons genoodsaak om dan ook mense langs die pad te nader en vir hulle te verduidelik wat die doel van hierdie stap is. En mense het hulle hart en hulle deure vir ons oopgemaak. Jaco en Magda is een van ons ruiters. Hulle het die roete gaan ry en langs die pad het hulle vir ons kiekies gestuur om vir ons bietjie te wys hoe lyk dit daarso. Julle sal sien hierdie enetjie hierso is daarso naby Dinokeng. En ja, ek gaan nie die presiese naam gee nie, ek gaan vir julle die area gee, want ons wil ook langs die pad ons mense beskerm. Maar soos wat ons noord gegaan het, kon ons sien hoe die mense inkoop op die gedagte van die 20-jarige herdenking van die Witkrus Monument. En baie van julle sal hierdie plekkie dalk onthou. Dit is een van die oorslaapplekke en dit is aan die einde van dag 5 gaan ons 'n breek vat en die mense so 'n bietjie kans gee om net uit te span, die koppe skoon te maak, die diere kanse gee om nie heeldag onder 'n saal te wees nie en dan ook net so 'n bietjie rond te rol in die grasse en lekker te weg te leen voer en net bietjie te ontspan, bietjie geroskam te word en so 'n bietjie miskien ook 'n was te kry. Ons wil nooit weet wat maak die mense langs die pad nie. Mense, ons is ongelooflik geseënd gewees om al hierdie plekke te hê waar die mense kan oorslaap, kan rus, waar hulle kan veilig wees, waar hulle kan welkom wees. Ons wil, soos ek ook gesê het, ons wil nie spesifiek die plekke noem nie, want ons is ook baie gesteld op ons mense se veiligheid langs die pad. En soos ek sê, tussen Boer Media en myself sal ons daagliks ons terugvoer gee oor wat gebeur het langs die pad, 'n bietjie idee gee en dan natuurlik ook krediet gee aan al die mense wat hierdie ongelooflike seëninge aan ons toebedeel het, wat verstaan het en wat ingekoop het op die gedagte en die bedoeling van Witkrus Monument. Niemand gaan met my stry as ek vir jou sê hoe lekker 'n koue enetjie afgaan na 'n lekker of 'n lang dag se stap of 'n lang dag op 'n perd se rug nie. Hierdie is die laaste oorslaappunt voordat daar die volgende oggend die laaste 26 km gestap word na die Witkrus Monument toe. En hierdie fasiliteit het ook vir ons verwys na toepaslike slaapplek toe vir ons personeel, vir die ruiters en dan vir Jaco en vir Liam. En dan is daar ook vir ons akkommodasie voorsien vir die perde naby hierdie plek. Soos ek gesê het aan die begin, ons gaan nie elke dag, ons gaan nie nou vir julle al die plekke bekend maak nie. As jy die plek herken, ja, dit is een van die plekke wat vir ons gesê het, hoor, ons is hierso, ons wag vir julle, ons is reg vir julle. Ek gaan vinnig vir julle 'n videoetjie wys. Dit is die perde tog af na Bloedrivier toe verlede jaar en dan gee dit vir julle 'n idee van waarmee ons werk op die oomblik. Lyk lekker, né? Nou, ek dink nie daar is enigiets wat naby kom om deel te hê aan 'n avontuur wat jy in jou hart glo, wat jy nodig het om te kan doen, om jou bydrae te lewer tot ons boere, kultuur en erfenis, om deel te hê aan die viering van die 20ste bestaanjaar van die Witkrus Monument nie. Ek wil vir jou op die stadium 'n uitnodiging rig. As jy langs die pad voel, jy wil jou perd opsaal en jy wil saamry, doen dit. As jy langs die pad voel, jy wil op jou motorfiets klim, jy wil saamry, doen dit. As jy jou vlag wil waai, doen dit, asseblief. Ek is persoonlik van plan om die 12de alreeds in Potgietersrus te wees en die laaste 26 km saam te stap, en as ek 'n Lydenburg vlag gehad het om te waai, het ek hom gewaai. Die ander ding is, daar is ook aan die noorde kant van die monument, uit die Bosveld uit, is daar ook 'n inisiatief om 'n perdekommando saam te stel, wat oor 'n tydperk van ongeveer 3 dae gaan ry na die Witkrus Monument toe. As jy van daai kant af wil saamry, ook kontak my by dieselfde nommer.
ek sit hom hier onder op die skerm, dat ons kan koördineer. As jy wil saamry, enige tyd aan die suidekant, bel my, skakel my gerus. My nommer is hierso, 072-443-7591. Ek sal elke dag weet presies waar die mense is, sodat ek vir jou 'n idee kan gee waar jy kan inskakel. Ons gaan vinnig 'n bietjie gesels oor die reëls, want dit is altyd nodig dat ons reëls het en bietjie reëlings tref om dinge gladder te verloop. As jy besluit jy wil saamry, asseblief, maak seker jou perd het kos. Maak seker jou perd het water. 30 liter per dag per perd is 'n goeie riglyn. Sorg dat jy dit het. Ek weet daar gaan plekke wees langs die pad wat ons waarskynlik gelukkig kan wees om te kan volmaak, maar maak seker jou perd is versorg. Dit is die primêre ding. Dan, as jou perd versorg is, dan kan jy jou skoene uitskop en jy kan jouself versorg. Dan maak seker jou ryding is eerste. Dan, wat betreffende drag, asseblief, dit gaan warm wees daai kant, sit vir jou hoed op, sonbrandmiddel, al daai goeders, dan gaan alles oor persoonlik versorging. En ek persoonlik gaan verkies dat jy 'n kakie hemp aan het en 'n netjiese jean, obviously jou reiskoene wat jy aan het. As jy 'n kakie broek wil aantrek, doen dit. Dis wat betreffende drag. As daar mense is wat alreeds hemde het met allerhande kentekens op, ek gaan jou nie wegwys nie. Ons is 'n boerevolk, ons het ons verskeie affiliasies, as ek dit so kan stel, en dan die mees belangrike punt, asseblief, hou by daai punt. Dis die belangrikste punt wat ek vir jou kan gee hierso. As jy uitstap en jy verteenwoordig jouself as 'n boer, onthou net dat jy dinge moet doen wat jy nie aan die einde van die dag voor die oë van die Hemelse Vader hoor gaan spyt wees nie. Onthou, dit is die kernpunt van ons boerevolk. Ons is kinders van die Allerhoogste. Wys dit as jy daar buitekant is. Wys, jy is 'n ligdraer. Wys, jy is 'n boer. Ek het my nommer klaar vir julle gegee. Die laaste skyfie wat ek vir julle gaan wys is 'n skenking wat ons gekry het vir die perde wat van Pretoria afkom. Die perde wat alreeds op is. So kom ek gaan gou vir julle daarso wys. Ek dink dit is Jaco Rautenbach. Hy het vir ons 'n klomp voer geskenk vir die perde. Baie dankie Jaco. Ons waardeer dit regtig baie. Ons waardeer jou gasvryheid. Al die ander plekke wat ons nog nie genoem het nie, wat ons nog gaan noem. Baie dankie vir elkeen se gasvryheid en dankie vir elkeen se akkommodasie van hierdie mense wat hierdie ongelooflike tog aanpak van Johannesburg, Pretoria area af tot by die Witkrys Monument. Geseënde September vir julle en hopelik sien ek julle by die Witkrys Monument.